Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 25 Junie. Kom. Die uitnodiging word ook aan ons gerig vandag. Kom. Lees die volgende gedeeltes en let telkens op God se uitnodiging aan jou om na hom te kom. Matteus 11 vers 28 tot 30 lees soos volg. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Jesaja 55 vers 1 tot 3 lees soos volg. O, almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siele hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Johannes 6 vers 44 lees soos volg. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Die Heilige Gees wil jou nader trek na Jesus. Die Meester nooi jou om tot hom te gaan, om vandag en elke dag tot sy wederkoms in hom te bly. Wanneer mens hierop reageer en nader aan hom beweeg, wanneer jou hart ontvanklik en jou verstand oorgegewe is, sal jy innerlik vrede ervaar. Nou hoe so? Omdat jy die versekering het dat hy jou, hoe onwaardig jy ook al is, met die volëinding van hierdie wêreld uit die dood sal laat opstaan. Let op Jesus se belofte in Johannes 6 vers 37. Ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Die dringendheid van die saak moet ons besef, naamlik dat ons saam met die Heilige Gees moet werk om ander tot 'n reddende verhouding met Jesus te roep. Openbaring 22 vers 17 sê vir ons, en die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Die uitnodiging bied die Here ons vrylik. Dit is 'n genadegawe. Wanneer ons hom in ons handel en wandel ontvang, en hom met ons hele hart en verstand en met ons hele wese en al ons kragte liefhet, sal ons lewens hier op aarde en in die hiernamaals vir ewig anders wees. Jesus se uitnodiging om tot hom te gaan, word vergesel met die belofte dat dit wel so sal wees. Let op die slotwoorde van die Bybel in Openbaring 22 vers 20. Ja, ek kom gou, amen. Ja, kom Here Jesus. Klem verskaf. Nou, hoe gou is gou? Vanuit ons perspektief, so gou as wat ons die laaste asem uitblaas, want die volgende gewaarwording is dat ons by die wederkoms van Christus uit die dood ontwaak. Neem in ag dat ons lewens in 'n oogwink verby is. So dit is hoe gou Jesus ons gaan kom haal. Dalk gaan ons eerste gedagte in die opstandingsmôre wees, sjoe, u het toe gou teruggekeer, liewe Heer. Nou kyk ons gewis in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar dan sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. Moet dus nie moeg raak van wag nie. Hou die wederkomsbegeerte brandend altyd voor die oë, met geloof en vertroue in die liefde en die goedheid van God. Ja, kom Here Jesus, kom gou.
Gaan nou op jou knieë en bid, dat jy in jou geloof sal volhard. Bid ook vir die geloof, wat jou in staat stel om 'n totale oorgawe te maak aan Hom, wat sy lewe vir jou gegee het en wat boonop spoedig terugkeer om jou te kom haal.